opgekom het om te luister na die hemelvaart. Bertus, prys die Here, ons het vir jou gebid. Dis hoekom jy is jou gesond gebid. Prys die Here man, prys die Here. Nou, ek gaan 'n bietjie vanaand stil staan by Handelinge 1, daar waar ons lees van die Here se wonderwerk wat plaasgevind het toe hy opgevaar het. En weet julle, vandag het ons die voorreg om net sy hemelvaart te kan herdenk. Ons prys die Here. Weet jy, die feit dat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, afgekom het aarde toe, om vir my en jou in die kruis te sterwe, is wonderlik. Dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, is seker nog wonderliker. Maar weet julle wat is die wonderlikste? Dat hy sy regmatige plek by God gaan inneem het. Toe hy opgevaar het, weet julle, hy het nie weggeraak nie. Hy is nie weggevat nie. Hy is opgevaar voor die mense se oë. Hy het nie net verdwyn nie. Hy het voor hulle oë opgevaar. En die Bybel sê, soos wat hy opgevaar het, so gaan hy weer afkom. En hy moes opvaar om sy troon te gaan bevestig, om vir die duiwel te wys, jy het geen reg oor ons verder nie. Dan lees ons in Handelinge 1, sorry, ons sien 3 goed wat daar gebeur. Daar's 'n vraag in Handelinge 1, daar's 'n opdrag, en daar's 'n wonderwerk. En ons gaan 'n bietjie vanaand by dit stil staan. Kom ons kyk bietjie, toe die disippels wonder, ek dink net, hoe dink julle moes dit gewees het? Vir 3,5 jaar stap jy saam met die Here hierdie pad, en die volgende oomblik, Jesus het jou vertel, ek gaan weg, maar hulle verstaan dit nie, hier sterf hy. En hy kom uit die graf uit, ek dink hulle het gedink, nou is dit die tyd. Nou is dit die tyd wat hy vir ewig by ons gaan wees, want hulle vra vir hom, Here, gaan U die huis van Dawid herstel? En dis nie God se plan gewees nie. En dink net, die volgende oomblik, jy staan nog hier saam met Jesus, en dan sê Jesus vir jou, Kobai. En daar gaat hy. En die Bybel sê, en 'n wolk het hom naderhand in die wolk toe verdwyn hy. Dink net daai skok, daai verbasing op hulle gesigte, en dan lees ons in Handelinge 1 vers 6, die disippels, hulle het gedink Jesus het gekom, om net die verlore geslag van Israel te herstel, om hulle koningskap te herstel, om dit toe dit nog met Dawid se tyd was, om weer dit terug te, en dan lees ons in Handelinge 1 vers 6, die wat met mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Weet jy, hulle verstaan nie, wat was sy roeping nie. Hulle dink, het gaan net oor Israel se koninkryk. Hulle het na 3,5 jaar wat hy al hierdie goed vir hulle verduidelik het, toe verstaan hulle nog nie, dit gaan nie net oor 'n koninkryk nie. Dit gaan oor 'n hele koninkryk, God se koninkryk, die hele aarde en al sy bewoners. Dis hoekom hy gekom het, en dis hoekom hy opgevaar het, en hy sê vir hulle, die tye en die goed, hoef julle nie te weet nie. Dit kom van my Vader af. En hoe wonderlik is dat hulle die Here hierdie vraag vra en sê, Here, gaan nie die boerevolk red? Gaan nie net vir die boerevolk daar wees? Gaan nie net vir die Israeliete daar wees? En ons verstaan vandag, dankie Here, hy het nie net gekom vir die Israeliete nie. Hy het gekom vir elkeen van ons wat aan hom glo. Elkeen van ons wat hom aangeneem het, want Johannes 1 vers 12 sê, elkeen van ons wat die naam van die Here aanroep, ons wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. En toe hy opvaar in daai hemel, toe besef die disippels nie, daar's 'n taak wat op my en jou wag. Ons gaan dit nou sien. Kom ons lees, vers 7. Jesus antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Hy sê nie, hy gaan nie die koninkryk herstel nie. Hy sê nie die tye en die goed nie, hy sê niks vir hulle nie. Want hoekom nie? Hulle verstaan nie. Dit gaan oor my en jou. Dit gaan selfs 2000 jaar later oor een ek wat tot Jesus tot bekering gaan kom. Maar die kerk het 'n verantwoordelikheid. Weet julle dit? Ons is die kerk, nie hierdie gebou nie. Waar ek en jy in die wêreld ingaan, waar word ek en jy die kerk? En ons het 'n verantwoordelikheid. Toe Jesus opvaar, toe gebeur daar iets. Kom ek lees vir julle. Hy sê vir ons, wat is die grootste belofte wat hy vir ons gee? Toe hy opgevaar het. Hy sê in vers 8, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde.
Wat sê ons gaan krag ontvang van wie af? Van bo af, van God af, van die Heilige Gees. En wat gaan ons doen as ons daai krag gekry het? Hoekom gee God vir ons krag? Hy sê, ek dink is in Handelinge 2 wat hy sê, bly in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte uit. God gee vir ons 'n belofte. Onthou dat toe Jesus op die aarde gewandel het. Daar in Johannes 14 en ek dink 15 en 16, dan praat hy van die Heilige Gees. Dan sê hy, dis beter vir julle as ek weggaan. Want as ek weggaan, stuur ek die Trooster, die Heilige Gees wat altyd by ons sal wees. Weet jy hoe wonderlik is dit? Besef ons wat's binne in ons. Besef jy wat's binne in jou? God se krag. Die Heilige Gees en God en die Vader, en die Seun is 3, maar hulle is 1. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, dieselfde krag wat Lazarus uit die dood het opgewek het, dieselfde krag wat wonderwerke gedoen het, is vandag in my en jou. Jesus gee vir ons 'n belofte. Hy sê die krag van die Heilige Gees sal oor julle vaardig word en julle moet my getuies wees. Is jy nog 'n getuie vir God? Jesus het gesê, Jesus se bediening was net in Judea en die omtreke gewees. Hoekom dink jy dat Jesus gesê, julle sal groter dinge doen as ek? Want ons kan tot aan die uithoeke van die aarde gaan. Hy het net 'n bedieningsveld gehad. Maar vir 3,5 jaar het hy sy bediening uitgeleef. Leef jy nog jou bediening uit? Is jy bly wie's bly die Here het opgevaar? Prys die Here, ek bly het opgevaar. Want hoe vinniger hy opgevaar het, hoe vinniger gaan hy weer terugkom. Maar, as jy bly is hy's opgevaar, het ek en jy 'n verantwoordelikheid. Hy sê, wat sê hy daar? Hoor wat sê hy, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, en waar nog? Die uithoeke van die wêreld. Miskien is jy net geroep, ek is dalk net geroep, vir Bybelskloof. Jy is dalk net geroep, vir daar waar jy nou werk, by jou werk waar jy nou is, daar waar jy nou geplant is, dra jy vrug, of dra jy die klaagliedere van Jeremia binne in jou? Het jy al gesien, party mense? Die Here weet. Hulle is baie negatief, hulle kla oor alles in die lewe. Weet jy wat, vra die Here, waar jy nou is, vra die Here, Here, waar ek nou is, wat moet ek doen? U het my 'n mandaat gegee om te sê, gaan verkondig die evangelie, wees my getuie. Almal hoef nie herders te wees nie, almal hoef nie apostels te wees nie, almal hoef nie geleerdes te wees nie. Weet julle, ons praat nou die dag daaroor, en iemand vra vir my, iemand in ons kerk, hoekom het hy nie geswat om 'n pastoor te word nie? Ek sê, het een van Jesus disippels geswat om 'n pastoor te word? Weet jy, dit is mensgemaakte goed. Jesus sê, ek gee die salwing aan wie? Aan julle almal. Aan ons almal wat 'n disipel van Jesus is, het die salwing. As ouens my baie keer vra, moet ek vir jou sê pastoor? Sê ek sal jou die lang gaan. As jy dit in die Bybel kry, kan jy dit vir my sê. Party ouens, julle weet, daar is party mense, hy titel van hom is verskriklik belangrik. Terwyl Jesus kom en gesê het, wat moet ons doen? Gaan was jy 'n bietjie voete. Gaan word jy 'n bietjie nederig. Neem jy jou kruis op en volg my. Dis wat God van my en jou op hierdie aarde vra. Dis hoekom hy hemel toe is, om vir my en jou in te tree, om te sê, Vader, kyk, daar's Malcolm, hy het bietjie krag nodig. Hy kan dit nie alleen doen nie. Here, help hom, versterk hom. Stuur die Heilige Gees. Maar as ek nie wag op die Heilige Gees soos hy vir my gesê het nie, dink jy dat gaan krag kry? Gaan hy krag dalk mis? Wag op die Heilige Gees. Wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met krag. En dan sê hy, julle sal die Heilige Gees ontvang en julle moet my getuies wees. Ek en jy moet gaan vir die wêreld vertel. Jesus het nie net gesterf nie, hy het opgestaan en prys die Here, hy het opgevaar. Hy het sy autoriteit gaan inneem. Hy het vir die bose geeste in die wêreld in die liggaam wys. Weet julle wat? Ek is belangriker as julle, ek is hoër as julle. God het my nie net laat sterf nie, hy het my opgestaan, maar ek het opgevaar. Wie kan nog sê, hy sit aan die regterhand van die Vader, of hy sit langs God op 'n troon? Nee. Maar hy kan dit doen, want hoekom? Hy het alles oorwin, hy het sonde oorwin, hy het dood oorwin, hy het siekte oorwin, hy het alles oorwin. Die Bybel sê, hy is nie sonde geword nie, hy is sonde gemaak.
Met ander woorde, daai dag toe hy aan die kruis gehang het, wat het hy gedra? My en jou sonde. Hy het alles aan hom gedra. En weet julle hoe baie keer kruisig ons hom oor en oor? Ons kruisig hom oor en oor. Wat gebeur met die hemelvaart? In Handelinge 1 vers 9 dan lees ons. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het voor hulle oë weggegaan, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Jesus is nie verdwyn nie, hy is weggeneem. Hy het opgevaar, en toe sien hulle, daar gaan hy. Hoe wonderlik gaan het wees, weet jy as die Here nou kom? Die Bybel sê, elke oog gaan het sien, en elke tong gaan het bely. As die Here nou kom, dan sit ons in hierdie kerk vanaand, gaan ons hom sien, want hoekom? Hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig, hy gaan nie terugkom as 'n mens nie. Hy gaan terugkom as 'n alomteenwoordige God. Ons gaan hom almal sien. En hoekom? Hoekom is Jesus weggeneem? Want hy moes vir Satan en al sy trawante gaan wys, sy troon is herstel. Hy is terug op sy troon. Hy is terug waar hy die heerskappy, want die Bybel sê, God het al die heerskappy aan hom gegee. Kom ons lees gou Efesiërs 1 vers 20. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het, aan die regterhand van die Vader in die hemele. Hoe wonderlik is dit, toe hom opgewek het, en hom laat opvaar het, om aan die regterhand van die Vader te gaan sit, vers 21, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Maak nie saak hoeveel mense opstaan teen God in die toekomstige lewe nie, hoeveel mense teen my en jou opstaan nie, hoeveel aanvalle jy beleef nie. As Jesus sê in Lukas, André, wat is hy favorite skrif van jou? 9 Lukas, ek wil net seker maak, hy ken hom nog. Lukas 10 vers 19, hy sê, ek het julle al die mag oor die krag van die vyand gegee. Hier sê hy om oor al die mag, soos ek en jy al die mag het, hoekom laat ons so baie toe? Laat ons neerslagtig is, laat ons depressief is, laat ons moedeloos word, laat ons nie asem het nie, laat ons nie krag het nie, laat ons sê, Here, ons kan niks doen nie. Weet jy, daar kom by baie mense in die laaste tyd, wat sit met 'n lae selfbeeld. Wat voel hulle is, verskoon die Engelse woord, maar wat voel hulle is useless. Jy's nie useless nie. Jy het God se krag, het hy binne in my en jou gedeponeer. Hy sê hy het hom aangestel bo alle krag, bo alle mag, bo alles in die hemel op aarde. Maak nie saak wie en wat dit is nie. En waar kom waar kry ek en jy ons krag vandaan? Van dieselfde Jesus af wat daai krag het. So hy stel jou in staat. Jy kan nie sê maar ek kan nie met mense praat nie. Weet jy, ek hoor dit baie met mense sê, pastoor, ek is nie geroep nie. Jy hoef nie te preek nie. Jy hoef net te getuig. Ons kan lekker getuig oor ons rugbyspanne wat wen. En al hierdie bokke wat ons en al hierdie goed wat ons so lekker skiet. Daar's niks fout daarmee nie. Maar kan jy daai selfe mond gebruik om die Here ook te prys? Om te sê, Here, ek leef 'n getuienis. Dit wat U vir my gedoen het, ek vertel die wêreld wat U vir my gedoen het. Dis goed genoeg vir God. Jou een getuienis kan iemand se lewe verander. En dan sê hy in vers 22, en hy het alle dinge aan sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wie is die hoof van hierdie gemeente? God. Die Bybel sê, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, uit hierdie gemeente, uit elke gemeente, met sy eie bloed gekoop, hierdie gemeente, jy en ek, behoort eers aan God. Amen? Ek sê baie keer vir ons kerkraad, ek kan julle lieg en bedrieg soveel as ek wil, maar ek kan dit nie vir God doen nie. Daar waar die kerkraad nie beweeg nie, daar beweeg God. Daar waar jou mense jou nie sien nie, daar sien God. Dit wat jy agter geslote deure doen, en wat jy agter geslote deure mee besig is, God sien dit raak. Hy sien dit raak, hy hoor daai woorde wat jy praat. Hy ons wat so baie van julle pastoorskinder. Hy sê, gaan rekenskap gee van elke woord wat jy praat, nee. Dieselfde geld vir my. Ons gaan rekenskap gee van elke woord wat ons praat. Kom ons sê, Here, U het my bo al die magte aangestel. U is die hoof van hierdie gemeente. Wat is hierdie gemeente se grootste doel op aarde? Om mense eerstens by Jesus uit te bring. Om 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met God te hê. En as jy daai verhouding het, wat gebeur dan? Dan word ons nie geheime agente 007 nie. Ons gaan werk vir die Here. Ons sê, Here, nou gebruik my. Ek moet gaan en daar waar ek gaan, moet ek verkondig wat U gedoen het.
Partykeer hoef jy nie eens woorde te gebruik nie. Partykeer is dit net jou optrede. Partykeer is dit net dit wat jy doen, wat saak maak, wat 'n verskil maak. Baie belangrik. Baie belangrik. Handelinge 1 vers 10. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Sorry. Hier staan die disciples, daar gaan Here, hy verdwyn, hulle staan in stip, kyk. Weet jy hoe baie kerkmense vandag staan en kyk? Hulle wag vir die wederkoms. Terwyl Jesus net voor dit het Jesus gesê, voor hy opgaan, verkondig die evangelie. Hou op staar. Hou op wonder, Here, wie gaan die werk doen? Kom ek en jy begin die werk doen. Kom ek en jy sê, Here, daar waar ek 'n gap sien. Moenie die pastoor bel en sê, pastoor, daai ou het probleme nie. Dankie tannie Mimi. Dat tannie vandag na Omfani toe was. Die Here weet, ek was net vandag te besig, ek kon nie by Omfani uitgekom nie. Maar tannie Mimi was daar, of was sy weg gewees? Sy was daar, sy het gegaan. Kom ons help mekaar, kom ons sê, Here, ek gaan nie net staar en kyk, waar is Jesus, wanneer kom hy nou terug nie? Ek besef, hy's weg, ek moet nou die werk gaan doen. Hy gee my die mandaat en hy sê vir my en jou, gaan, verkondig die evangelie. Wat sê Matteus 28 vers 9? Bekeer hulle, doop hulle, leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle gesê het. Hoeveel bekeerlinge het jy al na die Here toe gelei? Dalk het jy nog nie 'n siel fisies na die Here toe gelei nie, maar dalk het jou optrede, jou Jesus wat jy vir iemand gewys het dalk gemaak dat hy sy hart vir die Here gee. Kom ek en jy wees aan Jesus en ons sê, Here, U is nou in die regterhand van die Vader, U het opgevaar. En toe U opgevaar het, toe gee U vir my en vir U die mandaat om te sê, nou moet julle dit doen. Julle kan groter dinge doen as ek, want julle het 'n langer tydperk, julle het 'n breër veld. Ek het net daai klein 3,5 jaar se kort arbeidsveld om Jerusalem gehad. Ek en jy het baie meer as dit. Matteus, ek het hom gelees, Matteus 28 vers 19. Wat nou? Jesus is weg. Wat nou? Wat wil Jesus vir my en jou sê? Hy regeer. Want ons het nou gelees, hy sit aan die regterhand van die Vader, alle mag is aan hom gegee. Hy wil vir die Satan en sy trawante kom eens en vir altyd sê, weet jy wat, toe ek gesterf het en ek het opgestaan, ek moes my regmatige plek gaan neem, om vir die wêreld te wys, ek is weer in beheer. Ek regeer, ek kon die dood oorwin, ek kon sonde oorwin, ek kon pyn oorwin. En weet jy, as Jesus dit kan doen, hy gee vir ons die krag, ek en jy kan dit ook doen. Hy regeer tot in alle ewigheid. Sy hemelvaart wys vir ons, hy regeer vir altyd. Nie net toe hy op hierdie aarde was nie. Sy regering is 'n onuitputlike, onvernietigbare regering wat niemand kan onderkry nie. En wat ons gesê was die tweede ding wat hy vir ons gegee het? Heilige Gees krag. Ek en jy sit met Heilige Gees krag. Die krag wat my en jou in staat stel om die evangelie onberispelik te kan verkondig. Die krag wat binne in ons is om vir die wêreld te gaan vertel, so sê die Here. So sê die Here. Dis die krag wat hy binne in ons kom belê het. En weet jy wat, hy wil vir ons kom wys nog. Ek en jy is nie alleen nie. Hy het dit vir ons beloof. Hy het gesê, dis beter as ek weggaan, ek stuur die Heilige Gees wat altyd by ons is. Wanneer jy alleen voel, moenie alleen voel nie, begin met die Heilige Gees praat. Sê dankie Heilige Gees. Ek ry nou die dag in die kar. En jy lê 'n klomp goed hier op my sitplek. En skielik toe kry ek hierdie gevoel en ek sê, Here, ek weet iets binne in my. Maar terwyl ek ry, wil ek nou 'n bietjie met U praat en ek haal al die goed van die seat af en ek maak plek. En ek sê Heilige Gees, nou wil ek wil nou myself sê, U sit hier langs my. Want weet jy wat, anders dwaal my gedagtes. En ek verbeel my toe die Here sit hier langs my op die sitplek. En hy praat en ek praat met hom. Weet julle wat, so lekker tyd het ek so in my kar gehad met die Here. Heilige Gees is in ons. Maar as jy wil hê moet hy langs jou 'n bietjie sit, laat jy nie vergeet van hom nie. Dan sit hy langs jou ook. Maar hy's binne in jou. Hy's binne in my en jou. En dan die derde ding wat die Here vir daai Galileese mense gesê het is: beweeg. Beweeg. Jesus het vir hulle gesê: verkondig die evangelie. Vertel die wêreld.
Is jy lus om vir die Here te beweeg? Of wil jy wag vir die volgende om te beweeg? Wil jy kyk wat 'n ou gaan opstaan en sê, Here, dalk is jy die volgende Reinhard Bonke. Jy sal nie weet as jy nie beweeg nie. Dalk is jy die volgende Smith Wigglesworth, of wat se groot ouens ook al daar mag wees. Dalk is jy een van hulle, maar jy moet begin beweeg. God soek net 'n gewillige hart. He doesn't call the equipped, he equipped the calling. Jy hoef nie eers reg te wees om te gaan nie. Hy stuur jou en dan maak hy jou reg. Al wat hy vir jou vra, want die Bybel sê soos jy aangaan in Jeremia 1, dan sê hy op die regte tyd. Op die regte tyd lê ek my woorde in jou mond, maar jy en ek moet gewillig wees. Ons moet sê, Here, ons wil beweeg. Ek het gou so 'n kort samevatting hier geskryf, 'n paar goed wat ek nou nie wil vergeet nie. Ons volg 'n hemelvaart Jesus wat weer terugkom. Ek en jy kan moed hou. Hy gaan verseker, soos wat ek en jy van hierdie gebou sit vanaand, gaan hy terugkom. En as hy terugkom, wie gaan saam? Die Here weet, ek bid elke dag, ek sê, Here, vat uit my lewe uit wat nie daar hoort nie. Stroop my van dit wat tussen my en U skeidsmuur staan. Help my, Here, ek wil saam gaan. Die Here weet, ek wil nie alleen gaan nie. Ek wil hê julle moet ook saam gaan, maar ek wil eers seker maak, Paulus skryf, hy sê, moenie vir ander preek, terwyl jy self verwerplik word nie. So kom ons help mekaar, kom ons bou mekaar op. Ek het so 'n ding raak gelees vandag. The clouds that received him will one day reveal him. The clouds that receive him will one day reveal him. Jy gaan daai wolke daar sien, ek glo dit gaan nog in ons lewe wees. Ek glo dit. As ek gespaar word vir daai tyd. As Here ons nie voor die tyd kom haal nie. The clouds that receive him gaan hom geopenbaar word. Dan gaan ek en jy hom sien, dan sien ons hier kom hy in die wolke. Hoe wonderlik gaan dit wees? Ek en jy die voorreg vandag. Hoe kan ek en jy lewe? In die krag van die Heilige Gees. Met die Heilige Gees stel hy my en jou in staat om te doen waarvoor jy geroep is. Hy stel ons in staat dien onder die gesag van Jesus. Want hy sê, hy het vir ons die mag gegee. Hy sit by die Vader. As jy sukkel, dan sê hy vir die Vader, Vader, kyk ons melk hom. Dan tree hy vir my en jou in, dan bid hy vir jou. Dan maak hy seker, jy die nodige tools om te doen waarvoor jy geroep is om te doen. En dan, wat het ek en jy nog? Ons kan wag op hoop. Ons het 'n hoop, want hy gaan terugkom. Dis wat hy in Johannes 14 vers 3 sê. Hy sê in vers 2, by my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, dan sê hy in vers 3, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek 'n plek berei het, kom ek weer. En sal julle, wat sê hy? Kom ek weer. En sal julle neem dat daar waar ek is, sodat julle ook by my kan wees. Hoe wonderlik is dit, hy kom weer. Hy's besig om jou plek gereed te maak. Ons moet net wag. Terwyl ons wag, ons staar nie, ons dien. Hou op staar en wag, sê Here, ek wil dien. Ons vries nie, jy weet ons volg. Ons vries nie, ons volg. Ons volg hom, ons sê Here, ons gaan nie in vriesmode gaan nie. Ons gaan U vra, stel ons in staat om te doen wat U wil hê. Ons is nie bevrees nie. Ons is nie kom ons is nie bang nie, want ons weet, ons vertrou die Here. Here, U gaan terugkom. U gaan terugkom. Ek glo met my hele hart dat Jesus het opgevaar om my en jou in staat te stel om die evangelie te kan verkondig, om te gaan en te sê, Here, gebruik my. Ek wil jou vra vanaand, wie sal wat saam met my wil staan? Ek gaan jou nie uitroep en goed oor jou spreek nie, dis jou eie keuse. Om net te staan en te sê, Here, gebruik my, op U manier. En dan gaan ons, terwyl ons staan, gaan ons die Here vra en sê, Here, wys my waar, hoe en wanneer wil U my gebruik op U manier. En jy sal verbaas wees, as jy die Here vra om jou te gebruik, ek waarborg jou, dankie, die band kan maar vorentoe kom. As jy die Here vra om jou te gebruik, ek waarborg jou, hy gaan jou gebruik. Waarborg jou. As daar iemand is wat dalk voel, jy wil vorentoe kom, soos wat hulle daai tyd met die disippels gemaak het, ons gaan nie goed oor jou uitspreek nie, ons gaan net jou salf en net saam met jou bid en sê, Here, hier is iemand wat gewillig is, wat vra, begin by my, Here, en dan sal die Here jou wys. Dan sal die Here jou wys. As jy gewillig is en uitkom, ek lees gisterand,
daar waar hulle wat is daai ou chas wat hulle in Judas se plek gekies het? Nie Thomas nie, Bartolomeus nie. Maar het ek skielik vergeet, maar in elk geval, ek lees gisteraand, toe hulle hom uitgeroep het, wat hulle gedoen het, hom gesalf, het hom afgesonder en gesê, Here, gee vir hom krag, staan by hom stil, gee vir hom wysheid, Here, ons stuur hom op die manier. Ons gaan nie onder druk sit en sê, ons het jou nou uitgeroep en nou moet jy maak soos ons sê, nee, jy gaan die Here vertrou en sê, Here, waar wil jy moet ek gaan? Ek wil graag net my hande poel en jou salf. Sê, Here, stuur my. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, Here, ek weet nie meer wat is die sin van die lewe nie. Here, ek het alles in die lewe verloor. Vader, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet wat ek kan doen. Volg Jesus. Jesus sê, verkoop alles vir daai ryk ou, verkoop alles en volg my. Dit is maklik vir my om te staan en te sê, verkoop alles terwyl ek alles het. Maar ek weet in my hart, as die Here vir my sê, vir my wat Malcolm sê, ongelukkig is ek getroud. So 'n bietjie moeiliker. Maar as die Here vir my wat Malcolm sê, verkoop alles en volg my, ek sal dit doen. Here is my getuie. Vra hom in jou eie lewe. Waarvoor is jy geroep? Kom ons staan. Kom ons staan. As jy wil staan saam met my, kom ons bid. Here, dankie dat U opgevaar het. Here, U opvaring was nie verniet nie, Here. U het opgestaan, U het opgevaar. U is nou by die Vader, Here, waar U besig is om vir elkeen van ons in te tree. Dankie vir die liefde. Dankie, Here. Ek glo vanaand. U gaan by elkeen van ons instaan. Toe hulle nog staan en staar, Here. Ek dink daai woorde moes by U opgekom het. Want nie daarna lees ek, Vader, toe het al 12 of 11 apostels, toe was hulle die bo vertrek en hulle was besig om te bid. Hulle was besig om te bid saam met 'n paar vroue. Here, ons wil vanaand bid. Sê, Here, wys ons. Vader, wys ons wat ek kan doen. Wys ons wat wil jy met ons vir U doen. Dankie dat U ons vanaand salf, dat U ons seën, dat U ons stuur op U manier. Vader, ons gaan vir niemand voorskryf hoe hulle U moet doen nie. U gaan Heilige Gees, U is binne in ons. U sal ons vanaand wys wat U wil hê. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.